is jy nog in die wedloop? Hebreërs 12 vers 1 tot 2 sê, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en laat ons met volharding die wedloop hardloop wat voor ons lê, terwyl ons die oog gefestig hou op Jesus. Geliefdes in die Here, die lewe is nie 'n 100 meter naloop nie. Dit is 'n marathon. Baie begin die geestelike lewe met 'n groot vreugde en blydskap. Hulle sing, hulle bid en getuig met vuur. Maar soos die jare aanstap, bring die lewe uitdagings. Sommige het hulle werk verloor. Sommige het geliefdes verloor. Sommige het finansiële ineenstortings gehad. Sommige is teleurgestel deur mense wat hulle vertrou het. En vandag vra God vir jou een eenvoudige, maar diep vraag. Is jy nog in die wedloop? Nie het jy nooit geval nie. Het jy nooit gehuil nie. God vra vandag, het jy opgehou of hardloop jy nog? Want die kroon is nie vir die wat goed begin het nie, maar vir die wat getrou klaar gemaak het. God het jou geroep om die wedloop klaar te maak. Toe God jou geroep het, het hy reeds jou einde gesien. Volgens Filippense 1 vers 6, hy wat 'n goeie werk in julle lewe begin het, sal dit volëindig. Jy is nie toevallig gered nie, geliefde. Jy is nie toevallig geroep nie. God het 'n bestemming vir jou lewe. Die vyand probeer jou oortuig dat jy te swak is. Maar God sê, ek is nog nie klaar met jou nie. Elke wedloop het hindernisse. Geen atleet wen sonder pyn nie. Jesus self het swaar gekry. Hy is verraai, hy is bespot, hy is gekruisig. As die seun van God swaar gekry het, waarom dink ons sal nooit moeilike tye beleef nie? Die aanval beteken nie God het jou verlaat nie. Baie keer beteken dit, jy is nader aan jou deurbraak. Jakobus 1 vers 12 sê, salig is die man wat versoeking verdra. Moenie jou oë van Jesus afhaal nie. Petrus het op die water geloop, solank hy na Jesus gekyk het die onmoontlike gebeur, maar toe hy na die wind kyk, na die storm kyk, het hy begin sink. Hoeveel Christene kyk vandag meer na die bankrekening, die doktersverslag, die finansiële toestand, mense se opinies. Wanneer jou fokus verander van God, verander jou geloof ook. Jou oë op Jesus, hy verander nie. Gooi jou laste af, volgens Hebreërs 12 wat sê, laat ons elke las af lê. Jy kan nie vinnig hardloop met swaar bagasie nie. Sommige dra nog bitterheid, teleurstelling en skuldgevoel, onvergewensgesindheid, vrees saam met hulle. God sê vandag gee dit alles vir my. Jy hoef nie alles alleen te dra nie. Jesus het reeds die kruis gedra. Moenie voor die eindstreep opgee nie. Die vyand wil hê jy moet ophou, net voordat God deurbreek. Dink aan Josef, jarelang was hy 'n slaaf, 'n gevangene. Maar een dag roep Farao hom uit die tronk, en binne enkele ure verander sy lewe. Miskien is jy vandag net een gebed weg van jou wonderwerk, een dag weg, een deur weg, een ontmoeting weg. Hou aan met hardloop. Die beloning wag vir jou. Paulus skryf in 2 Timoteus 4 vers 7 tot 8. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Hy sê nie ek was perfek nie. Hy sê ek het klaar gemaak. Dis wat God soek. Nie perfeksie nie. Getrouheid. Die kroon wag, die hemel wag. Jesus wag. Vra jouself vandag, bid ek nog? Lees ek nog my Bybel? Dien ek God nog met vreugde? Vertrou ek hom nog?
As jy moeg geword het, staan weer op. As jy geval het, staan weer op. As jy gehuil het, vee jou trane af. God het jou nie geroep om langs die pad te bly lê nie. Hy het jou geroep om die wedloop klaar te maak. Ek glo vandag daar is mense wat voel hulle kan nie meer nie. Jy het gedink om op te hou. Jy het gedink om kerk te verander. Jy het gedink om die bediening neer te sit wat God op jou gelê het. Maar die Heilige Gees sê vandag, moenie opgee nie. Jy is nader aan jou deurbraak as wat jy gedink het. Die Here sê, ek sal jou versterk, ek sal jou dra, ek sal jou nooit begewe of verlaat nie. Hou aan met hardloop. Die hemel, kyk, die engele juig en Jesus wag by die eindstreep. As jy vandag geestelike moegheid ervaar, as jy voel die lewe het jou moed gebreek, as jy amper die wedloop wou verlaat, kom vandag na Jesus toe. Hy wag met oop arms. Hy sal jou herstel. Hy sal jou nuwe krag gee. Hy sal jou weer optel. Ek wil vandag saam met iemand bid. Hemelse Vader, dankie dat U my geroep het om hierdie wedloop van geloof te hardloop. Vandag bely ek dat ek soms moeg word, teleurgesteld en soms moedeloos geword het, maar ek kies om nie op te gee nie. Gee my nuwe krag deur die Heilige Gees. Help my om elke las en sonde af te lê en my oë op Jesus gefestig te hou. Versterk elke persoon wat vandag swaar kry. Herstel hulle geloof, genees hulle harte en open nuwe deure van hoop. Ek verklaar in die naam van Jesus dat ek nie sal touw opgooi nie. Ek is nog in die wedloop en deur die genade van God sal ek die eindstreep bereik in die magtige naam van Jesus Christus. Amen en amen.